Hoi en baie welkom by ons 13de Sabbat se sendingverhaal vir Sabbat 29 Maart. Vandag se sendingverhaal se opskrif is: Ontmoet God by die skool. Al van kleins af het Junie gevoel dat sy die kerk op Sabbat moes bywoon. Haar pa was die predikant van 'n klein kerk in Suid-Korea en sy kon nie tuis bly of doen wat sy wou nie. Na mate die tyd verloop het Junie moeg geword vir die kerk en om die predikant se dogter te wees. Sy het nie verstaan waarom haar pa die foon so laat in die aand moes antwoord en selfs naweke en vakansiedae moes werk nie. Gevoelens van bitterheid en wrevel het haar hart gevul toe 'n lang verwagte familievakansie gekanselleer moes word, omdat haar pa, die kerkpredikant, nie 'n begrafnis kon mis nie. Sy het begin om haar geloof te bevraagteken. Dit was toe dat die 16-jarige meisie by 'n 7de-dagse Adventiste hoërskool in Suid-Korea se hoofstad Seoul aangekom het. Vir die eerste keer was sy ver van die huis af en sy het in 'n koshuis gebly. En vir die eerste keer het sy by 'n Adventiste skool gestudeer. Daar was geen Adventiste skool in die dorpie waar haar ouers gewoon het nie. Aanvanklik het die Adventiste skool gelyk soos 'n openbare skool, behalwe dat die onderwysers in God geglo het en die studente het gereeld bymekaar gekom vir aanbidding. By oggendaanbidding het Junie egter 'n aankondiging gehoor oor iets wat kneelers genoem word. Sy was nuuskierig om meer te weet en omdat sy skaam was, het sy 'n ander meisie gevra om saam met haar na die kneeler byeenkoms te gaan. Kneelers blyk 'n studente-geleide gebedsbyeenkoms te wees in die konferensiekamer van die Adventiste middelskool op dieselfde kampus as die hoërskool. Die konferensiekamer het banke net soos 'n kerk gehad. Ongeveer 30 tieners, helfte meisies en helfte seuns, het op die banke gesit en sing en 'n seun het op die klavier gespeel toe Junie en haar vriendin arriveer. Haar mond het oopgehang. Sy het gewoonlik nie gesing tydens die liedediens in haar huisgemeente nie. Sy was die enigste tiener daar, maar hierdie tieners het hard gesing. Sy het nooit sulke entoesiasme gesien nie. Trane het haar oë gevul en sy was huissiek en die musiek was soos balsem vir haar siel. In 'n oogwink het al haar eensaamheid verdwyn en sy het vrede gevoel. Na die laaste lied het die jong mense gekniel en vir 'n oomblik stil gebid. Daarna het verskeie tieners om beurt gepraat oor wat God in hulle lewe doen. Junie se mond het weer oopgehang. Sy het nog nooit mense van haar ouderdom so persoonlik oor God hoor praat nie. Sy het gedink, hulle is dan so jonk, maar hulle het geloof en hulle glo in God. Hulle is lief vir God ten spyte van die probleme in hulle lewens. Daarna het die tieners in klein groepe vir gebed verdeel. By haar huisgemeente het Junie se gedagtes gewoonlik afgedwaal tydens gebed, maar hierdie tieners het duidelik van gebed gehou en hulle het met passie en opregtheid met God gepraat. Weereens het haar mond oopgehang. Toe die uurlange byeenkoms geëindig het met nog liedjies, het Junie met verbasing gedink: hierdie jong mense is opregter en toegewyder aan God as ek. Sy kon nie wag vir die volgende byeenkoms nie en het gedink: dit is lewe geloof. Ek het dit gevind en dit is hoe 'n Christen regtig lewe. Soos sy na die weeklikse kneelers byeenkoms gegaan het sy vreugde gevind in die aanbidding van God. Sy het begin om ure met hom deur te bring en te sing, luister na aanbiddingsliedjies en te bid. Sy het vir die eerste keer God se teenwoordigheid ervaar. Sy het gehuil terwyl sy nadink oor Jesus se ongelooflike liefde en opoffering aan die kruis. Na mate die tyd verloop het sy gesien hoe beide tieners en onderwysers opreg bid en God loof, selfs te midde van hulle probleme. Sy het betrokke geraak in verskeie geestelike programme by die skool en het deel geword van 'n studentgeleide Bybelstudiegroep. Toe sy haar eerste jaar by die hoërskool afsluit, het Junie groot vreugde in die aanbiddingsprogramme gevind. Sy het gretig deelgeneem aan die weeklikse gebedsbyeenkoms, die Bybelstudiegroep en ander geestelike aktiwiteite.
Die kerk was nie meer 'n moeg nie, en sy het uitgesien om elke Sabbat daarheen te gaan. Haar gunsteling Bybelvers is Filippense 4, vers 4 tot 7, en dit lees: Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Sy glo dat God haar na die Adventiste skool gestuur het om haar te leer om volgens hierdie verse te leef. God het my wankelende geloof gesien en my gehelp om sy doel te verstaan, het sy gesê. Ek het God by die skool ontmoet en ek het geleer om hom vir alles te dank. Junie gaan na Hankook Samyuk Akademie, wat deel van vandag se 13de Sabbatoffer sal ontvang om 'n sending opleidingsentrum en 'n gimnasium in Seoul, Suid-Korea te open. Vandag se offer sal ook 4 ander projekte in die Noord-Oos-Asië Pasifieke Divisie ondersteun, en dit sluit in naskoolsentrums by 14 skole in Japan, kinders se rekreasiesentrum in Ulaanbaatar, Mongolië, 'n huis van veiligheid vir alleenstaande moeders in Ansan, Suid-Korea, gimnasium en sendeling opleidingsentrum in Hankook Samyuk Akademie in Seoul in Suid-Korea, en 'n vestiging van 'n Adventiste basiese skoolstelsel in Taiwan. Baie dankie vir jou vrygewige offer. Liefde en groete van my, Marlena Nel, namens SSL. En onthou, jy is ook 'n sendeling.